Baie welkom by die uitsending, dankie dat jy ingeskakel het. Ons is besig in die adventtyd en ons tema is Kersfees deur die oë van 'n gelowige. Nou, ek wil 'n storie vertel wat ek gelees het, wat almal se lewe raak. In 1903, so 120 jaar terug, was daar twee broers. Hulle was genoem die Wright Brothers. En dis die ouens wat die eerste keer 'n masjien gebou het wat kon vlieg. Nou, hulle was daar in Engeland op 'n oop veld genaamd Kitty Hawk, weg van hulle huis af, waar hulle vir dae en maande probeer het om iets te bou wat kan vlieg. En net so voor Kersfees, toe kry hulle dit reg om 'n masjien te bou wat 120 voet vlieg. Nie baie ver nie, maar die eerste suksesvolle vlug van die mens in 'n masjien. Dis groot nuus. Vandag vlieg ons die hele wêreld vol en maan toe en oral. Hulle stuur toe 'n telegram vir hulle suster Catherine. Vandag sou ons 'n WhatsApp gestuur het. Hulle stuur 'n telegram en hulle sê net hierdie woorde: ons het suksesvol gevlieg. Ons kom huis toe vir Kersfees. Catherine sien die telegram. Vandag sou dit 'n WhatsApp wees en sy gaan na die lokale nuus die redakteur toe en sy sê vir hom: kyk hier. En hy lees dit en hy sien: o, die seuns kom terug vir Kersfees. Hulle kom huis toe. En hy mis een van die grootste nuusgebeure in die mensgeskiedenis. Dink nou net as hy dit gepubliseer het. Die mens het vir die eerste keer gevlieg en in sy koerant gesit het, dan was sy koerant nou in die argiewe en in die museums en so aan. Maar hy het dit gemis. Dit laat my dink, tydens Kersfees is daar ook baie boodskappe, baie dinge wat om ons gebeur. Maar is maklik om die groot nuus van Kersfees te mis. Want daar's so baie inligting wat na ons toe kom, daar's so baie boodskappe en so baie goeters wat ons beïndruk in Kersfees. Mag ons Kersfees herdenk is een van die goed wat ek elke jaar kry. Kom ek sê jou, sedert die jaar 353 na Christus het die kerk as 'n geheel besluit om Kersfees te vier en van toe af tot nou toe was daar al 1700 Kersfeeste min of meer. In jou leeftyd sal jy miskien 60 Kersfeeste beleef. As jy gelukkig is 70 en as jy nou regtig gelukkig is 80 Kersfeeste. Maar daar was al 1700 reg oor die wêreld herdenk mense die geboorte van Christus. Hoekom? Hoekom doen ons dit? Sien, vir die mens is dit belangrik om belangrike dae te herdenk. En ons doen dit. As jy na die kalender kyk, dan is party dae se herdenking so belangrik dat ons sommer 'n vakansiedag van dit maak. Ons beteken om daai dag gaan ons nie werk nie, ons gaan net herdenk. En in elke land is daar sulke dae. Ons het nou in Amerika gesien Thanksgiving en in ons eie land Geloftedag en Freedom Day en elke mens vier sy geboortedag. Belangrik. Elke mens vier sy geboortedag. Ons vier ons troudag. Nou kyk, as ek in die moeilikheid wil wees, moet ek my troudag vergeet. Dit sou fataal vir my wees. Ek mag nie dit doen nie. Dit is 'n baie belangrike ding om te onthou. Nou as dit so belangrik is om jou geboortedag of jou troudag of jou verlovingsdag te doen, hoeveel meer belangrik is dit om te herdenk die dag wat die profeseë in vervulling gekom het. Sien, mense herdenk goed so dat sommige sal selfs op hulle vel tatoeëermerke maak om goed te onthou. Die belangrike dinge in hulle lewe. Dis ons manier om te herdenk. Kersfees is ons manier as mensdom, as Christene, om te sê, daar was 'n dag wat God se beloftes waar geword het. Daar was 'n dag toe dit wat vir eeue en deur al die profete geskryf was, daar was 'n dag toe dit waar geword het. Kom ons lees saam, wat het in Lukas 2 vers 8, vanaf 2 vers 8 opgeskryf, wat gebeur het op die dag toe Jesus gebore is. Ons lees, daar in die omgewing van Bethlehem het 'n klompie skaapwagters gebly. Hulle het in die oop veld geslaap. Snags het hulle skape opgepas.
eendag uit die bloute het 'n engel van die Here daar by hulle kom staan. Die Here se heerlikheid het alles om hulle helder verlig. Die skaapwagters het hulle dood geskrik. Maar die engel het gesê, moenie bang wees nie, ek het baie goeie nuus vir julle. Nuus waaroor julle nog lank gaan feesvier. Hierdie goeie nuus is ook vir die hele volk bedoel, en hier is die nuus, vandag is die redder in die stad van Dawid gebore. Vir almal van julle. Dit is hy wat julle vir julle sonde sal vrymaak. Hy is die Messias en die Here oor julle almal. Dis die goeie nuus. Nou hierdie dag van hierdie tyd van Kersfees wil ek jou vra, as jy die kersse sien, dink daaraan, Jesus is die lig van die wêreld. As jy die klokke hoor, dink daaraan, daar's psalmgesange in die hemel, waar ons saam kan sing, Hosanna aan die hoogste. As jy die kos sien in die feesmaal, dink daaraan dat Jesus gesê het, ek is die brood van die lewe. As jy die geskenke sien en jou geskenk ontvang, dink daaraan, hy is die geskenk vir ons. Moenie die goeie nuus mis nie. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie dat ons in hierdie tyd die beloftes se vervulling kan herdenk. Dankie dat ons in hierdie Kerstyd kan saamkom as gelowiges, as families en kan sê dankie dat U vir ons die Messias gestuur het, die goeie nuus. En ons wil die goeie nuus raak sien. Ons wil dit herdenk, ons wil dit vasvat in ons harte. Dankie daarvoor, Here. Amen.